Môre almal, welkom by vanoggend se diens. Dis vandag Sondag die 14de Maart 2021. En ek hoop dit gaan goed met almal van julle. Vandag is dit die 4de Sondag in lydenstyd. En ons tema vir hierdie jaar se lydenstyd is ontwaak, word wakker. En vanoggend is die tema ontwaak tot verlange. Kom ons word vir 'n oomblik stil, daar waar jy sit, en word bewus van God se teenwoordigheid. Matteus 4. Geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Gemeente, genade en vrede vir u, van God ons Vader, van Jesus die Here, en van die Heilige Gees. Amen. Ons lied wat ons vanoggend gaan sing, as ons bewus word van die Here se teenwoordigheid, is 'n lied wat aansluit by ons teksgedeelte. Psalm 471. Soek allereers die koninkryk van God. Soek allereers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Wat julle nodig het, sal die Vader dan vir julle gee uit sy oorvloed. Halleluja, soek allereers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Wat julle nodig het, sal die Vader dan vir julle gee uit sy oorvloed. Ja, ek weet nie wie van die hou van romantiese films nie. Maar die meeste van hulle volg so min of meer dieselfde storielyn. 'n Ouer raak op 'n meisie verlief en dan sy raak op hom verlief
En ergens so in die storie, dan klim jy goed uit die kas uit, dis 'n ou liefde wat op die pad, wat skielik na vore kom, of 'n pa of 'n ma wat nou skielik moeilik is, en skielik is daar chaos, en alles is so lekker gemors. En dan ergens in die film, dan sien jy die ou se doen een kant, en sy se doen ander kant, verskillende plekke, en dan het hierdie verlange na mekaar. En vandag se tema is ontwaak, word wakker, kom tot die besef, staan op, tot verlange. Met ander woorde, word bewus van 'n verlange wat jy het. So, dit gaan oor 'n verlange. Jy het 'n verlange. So vanoggend saam lees uit die woord van die Here uit Matteus 6. Ons gaan daarvan lees vers 31 tot en met vers 33. Matteus 6, vers 31 tot en met vers 33. Maar voor ons lees, kom ons bid saam. Here, open die woord en maak die woord lewendig in ons harte. In Jesus naam. Amen. Julle moet julle nie bekommer en vra wat moet ons eet, of wat moet ons drink, of wat ons moet aantrek nie. Dis alles dinge waaroor die ongelowiges begaan is. Julle hemelse Vader weet tog dat julle dit alles nodig het. Nee, beywer julle allereers vir die koninkryk van God, vir die wil van God, dan sal hy julle ook al hierdie dinge gee. Tot sover uit die woord van die Here, gelukkig elkeen wat dit hoor, en hierdie woord in sy hart bewaar. So, wat is dit waarna jy verlang? Dit wat jy begeer. Ek sê vir my, Dominee, ek het 'n rowwe week gehad. En wat ek vandag begeer, wat ek nou verlang nie, is net 'n tydjie vir myself. Dalk 'n bier daar langs die viswater, of 'n boek om die bed te lê en lees. Dis al wat ek vandag vanoggend soek. Kom ek vra dit anders. Wat is jou droom? Jou droom vir jou lewe? Wat soek jy in die lewe? En dis interessant, ek vra hierdie vraag gewoonlik vir mense by huwelikskategese. Wat is julle droom? Wat soek julle? Waarna verlang julle? En wat is die meeste se antwoord? Geluk. Om gelukkig te wees. Dalk is dit ook jou droom. Dalk is dit ook jou verlange. Om net gelukkig te wees. Dalk is dat wat nie, jy wil gelukkig wees. Dalk is jou verlange die boetie van geluk, vrede. Vrede met jouself. Vrede met jou omstandighede. Vrede in hierdie wêreld waar alles teen 'n mens is. In die wêreld jou nie altyd goed behandel nie. Jy soek net vrede. Ag, en nou weet jy. Jy weet waarna hierdie preek gaan. Ek dink jy verwag dit. Jy verwag, ek gaan dit nou sê. Geluk, vrede, vreugde, dit waarna jy soek. Ja, jy's reg. 'n Mens vind dit by God. Jy het dit geweet, jy het geweet ek gaan dit sê. Dat die Here toe jou geskep het, nee. Het hy jou geskep met 'n diep verlange na hom. Jy soos daai ou in die fliek van die film waarvan ons net nou gepraat het. Het 'n verlange na iets. Jy het 'n verlange na iemand. En dis as jy by die Here kom, dat jy weet, dis waarna jy soek. Daai vrede, daai geluk, daai vreugde, jy vind dit by hom. En
En indien jy nie by God uitkom nie, nee, dan gaan jy jou lewe lank soek daarna. Jy gaan vrede, vreugde, jy gaan dit najaag en jy gaan dit soek in dinge rondom jou, in 'n huis of 'n mooi kar of wat ook al. Maar die groot probleem is, hierdie goed gee net vir mense tydelike vreugde en tydelike geluk. Maar oor 'n jaar of 2 dan is dit ook daarmee heen en dan moet ek weer die volgende ding gaan soek wat my vreugde en blydskap by my bring. Ag, maar jy het hierdie ding ook al gehoor. Jy het hierdie boodskap ook al baie gehoor. Die vraag is nie of jy dit al gehoor het of nie. Die vraag is, het jy verander? En dalk het jy al verander, maar dalk nie. Nou, die vraag hoekom nie? En dis waarby ek vandag verby kom, want jy het dit nog nie vir jouself uitgemaak nie. Dis soos om vir 'n verslaafde ou te sê, man, jy is besig om jou lewe op te mors. Weet wat, almal sê dit vir hierdie ou. Hy weet dit. Maar hy hou nog steeds aan om te drink of wat ook al te doen. En daarom dat die meeste programme wat met die mense werk, sê dat hierdie ding van begin by erkenning. Erkenning dat jy 'n probleem het. As jy nie self daai probleem erken nie, dan gaan niks gebeur nie. En dieselfde vir vanoggend, broers en susters, as jy nie gaan sit en kyk wat in jou binnekant aangaan nie, voor jy nie by daai punt kom waar jy erken dat jy 'n verlange het. Voor jy nie by daai punt kom nie, gaan jy soekend bly. Dalk moet jou gebed vanoggend wees. Here, help my net om 'n bietjie na my hart te luister. Want regtig waar, Here, ek verlang na U. Help my om dit te erken. Weet jy wat, dis die eerste stap. Dis die eerste stap. Dis die eerste tree. Want 'n mens gee na 'n diepe verhouding met die Here. Want weet jy wat, as jy by daai punt kom wat jy dit erken, wat jy dit die binnekant jou raak sien, dan gebeur iets met jou. Die Gees van die Here lei jou na God en sy verlange na jou. Want hy was so 'n romantiese film. Ek verlang na God en weet jy wat? God verlang na jou. Eintlik is die Here deur sy Gees die hele tyd besig om vir my te sê, word wakker. Weet jy? Daar's iemand wat aan jou verlang. Weet jy, eintlik verlang jy ook na hom. Word wakker, jy soek na God. Ai man, jy soek net op die verkeerde plekke. Jy is altyd met die verkeerde dinge besig. Dan is nog 'n ding, weet jy wat, jy arriveer nooit nie. Dan nie 'n romantiese film nie, dan einde van die film, dan kom hulle mos by mekaar uit en dan happy vir altyd lewe hulle nou gelukkig saam. Maar nie by my die Here nie. Die woorde wat in die Bybel gebruik word is honger en dors. Ek dors na die Here. Ek honger na die Here. Met ander woorde, hongerte, jy weet, dit gebeur vandag, dit gebeur môre, dit gebeur oormôre. Vrek, en as jy tiener in die huis is, dan weet jy, hulle is heeldag honger. Dit is nooit permanent nie. Dis altyd se ding, honger wees vir die Here. En hier is die ding, die Here is die hele tyd besig met jou, om dinge te gebruik, om dinge wat in jou lewe om dit te gebruik, om jou te wys. Daar's by jou 'n hongerte, daar's by jou 'n dors, daar's by jou 'n verlange na hom. Hierdie dinge wat nie so lekker is nie. Here, gebruik dit in jou lewe. Wat is jou gebed? Die volgende is, Here, leer my. Leer my om omstandighede te verwelkom. Leer my om veranderinge te verwelkom. Leer my, Here, om net bewus te word van wat gebeur met my
binne die omstandighede wat met my gebeur. Broers en susters, dis lydenstyd. Daar hang Jesus aan die kruis, nie? Daar hang Jesus aan die kruis. En langs hom 2 skelms word gekruisig. 2 skelms. Jesus het per geleentheid gesê, as jy agter my aan wil kom, nie? As jy my wil volg, moet jy jou kruis opneem. Jy moet jou kruis opneem. Jy moet jouself kruisig. En jy moet hom soek. Dis wat ons teksgedeelte vanoggend sê, jy moet hom soek. Jy soek sy koninkryk, jy soek vir God oral, in alle geleenthede soek jy hom. Maar om dit te doen moet ek myself kruisig. En net soos by Jesus, kruisig jy jouself tussen 'n klomp skelms. Skelms wat jou geluk en jou vrede om dit van jou weg te neem. Skelms wat maak asof hulle vir jou die vrede en die geluk bring, maar dit is nie eintlik so nie. En die eerste skelm se naam is dinge of goeders. Hy mooi kar of 'n mooi huis. Ons het net ook daarvan gepraat. My tweede skelm, nee, is om besig te wees. Ja, ek moet in die gang wees. Ons dink mos baie keer, as ek net dinge kan doen, dan gaan ek gelukkig wees. En dan nommer 3, skelm nommer 3, waarvan die teksgedeelte praat, bekommernisse. Bekommernisse mors met jou, dit steel jou vreugde. Nog 'n skelm is jou verlede. Kyk hoe sleg is jy, kyk hoe sondig is jy. Hierdie skelms, hierdie diewe, dit lei altyd tot teleurstelling. Hulle is baie keer hierdie ou liefdes in ons, in hierdie verhouding tussen ons en die Here. Wat ons lewe net 'n bietjie die mekaar kom krap. Wat ons verhouding met die Here kom die mekaar krap. Waarom in hierdie tyd, luister na jouself. Luister na jou hart. Luister na veranderinge. Wat wys die Here vir jou? Wat sê die Here vir jou? Hoor die Here se uitnodiging aan jou. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U ons geskep het as U kinders. Dat U ons in Jesus kom koop het. Ons is U kinders, Here. Here, maar ons langs die pad verdwaal ons 'n bietjie. Here, ons het in ons hart uit ons hierdie begeerte na U, hierdie verlange na U. Ons is hier altyd besig om met dinge wat ons doen en dinge wat ons het. Ons is hier altyd besig om daarin ons vreugde en ons blydskap te soek. En so mis ons U, Here. Here, help ons om net stil te gaan staan en te hoor wat U vir ons in ons harte sê. Help my om vanoggend net stil te staan en te sit en te hoor wat sê U vir my. Binne my omstandighede, waar dinge baie keer nie lekker is nie, die mekaar is. Help my ook in veranderende moeilike omstandighede my hart te hoor en ook U uitnodiging te hoor. Ons bid vir elkeen wat luister. Ons bid dat U elkeen sal aanraak deur U Gees. In Jesus naam, Vader. Amen. Liefdes, kom ons bely saam ons geloof in die drie-enige God. Kom ons bely saam ons geloof in die drie-enige God. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter hulle neergedaal het,
wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Die Here is voor julle, om die pad vir julle gelyk te maak. Die Here is langs julle, om julle in sy arms toe te vou. Die Here is agter julle om die aanvalle van die vyand af te slaan. Die Here is onder julle, om julle te dra as julle mag val. Die Here is rondom julle, om julle te beskerm. Die Here is bokant julle, om julle te seën. Die Here is binne julle, om julle te lei na sy wil. So seën die drie-enige God julle, van nou af tot in ewigheid. Amen. Dankie dat jy saam geluister het. Word bewus van wat in jou binnekant aangaan. As jy deur moeilike omstandighede gaan, skakel asseblief dat ons kan help of kan raad gee of saam kan bid. Dan Sondag 28 Maart gaan ons 'n lydensangdiens hê. Dit is dan ook Palmsondag, so ons nooi uit om saam ons lydensangdiens te kom bywoon. Dankie broers en susters, gaan in vrede.